Goeiedag vriende, ons luister vandag na die laaste gedeelte van die Efesiërs sendbrief, Efesiërs 6 vanaf verse 10 tot 24. Ten slotte, vind jou sterkte in die Here en in sy geweldige krag. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die listighede van die duiwel. Vir ons is die stryd immers nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van hierdie duisternis, teen die bose geeste in die hemelruim. Neem daarom die volle wapenrusting van God op, sodat julle op die dag van onheil weerstand kan bied en, nadat julle alles uitgevoer het, staande kan bly. Staan dan vas, deur julle heupe te omgord met die waarheid, julle te bedek met die borsplaat van geregtigheid, en deur die bereidheid vir die evangelie van vrede as skoene aan julle voete aan te trek. En by dit alles die skild van die geloof op te neem, waardeur julle in staat sal wees om al die vurige pyle van die bose te blus. Dra ook die helm van verlossing en die swaard van die Gees, dit is die woord van God. By elke geleentheid wanneer julle bid en smeek, moet julle telkens deur die Gees bid. Daarom moet julle waaksaam wees, deur volhardend te pleit vir al die heiliges. Bid ook vir my, sodat, wanneer ek my mond oopmaak, die gepaste woord vir my gegee mag word, om met vrymoedigheid die geheimenis van die evangelie bekend te maak. Hiervoor is ek 'n gesant in kettings, sodat ek vrymoedig daaroor kan praat soos ek moet. Sodat julle kan weet wat my omstandighede is en wat ek doen, alles sal Tychicus, die geliefde broer en getroue diensknegt van die Here, julle vertel. Juis hiervoor stuur ek hom na julle, sodat julle van ons omstandighede kan weet, en sodat hy julle harte kan bemoedig. Vrede vir die broers en liefde en geloof van God die Vader, en van die Here Jesus Christus. Sy genade bly met almal, wat vir ons Here Jesus Christus onverganklik liefhet. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Wanneer ons die eerste deel van die Efesiërsbrief lees, leer ons dat God die gelowiges uitverkies en verlos het, en dat hy hulle in die kerk saamgebring het. In die tweede deel van die brief, hoofstukke 4 tot 6, leer ons hoe om as verloste mense te lewe. Die gedeelte wat ons vandag gelees het, begin met die woorde ten slotte. Voordat Paulus aan die einde van die brief kom, moet hy nog een belangrike ding uitlig. Hy vertel ons onder watter omstandighede ons soos verloste mense moet lewe. Hy vertel ons dat gelowiges in oorlogsomstandighede leef en werk, en daarop moet ons voorbereid wees. Hy skryf, vir ons is die stryd immers nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van hierdie duisternis, teen die bose geeste in die hemelruim. Die Bybel leer ons dat ons 3 vyande het, naamlik ons eie sondige natuur, die sondige wêreld rondom ons, en die duiwel en al sy bose magte. Ons moet dus besef dat die duiwel 'n werklikheid is, en dat ons besig is om teen hom en al sy aanhangers en volgers te veg. Die tyd tussen Christus se koms en sy wederkoms is oorlogstyd. Maar dit is nie 'n oorlog waarin ons moet wonder of ons gaan wen nie. Nee, die uitslag van die oorlog is reeds bekend. Deur Jesus Christus behoort die oorwinning aan ons. Om suksesvol aan hierdie stryd te kan deelneem, moet elkeen van ons op sy plek bly staan. Ons lees 3 keer in hierdie skrifgedeelte dat gelowiges staande moet bly. Ons lees dit in verse 11, 13 en 14. Hoekom beklemtoon Paulus dit, dat gelowiges op hulle plek moet bly staan? Die beeld wat Paulus hier in Efesiërs 6 gebruik, is die van 'n Romeinse weermag. Hulle was baie goed georganiseerd en baie sterk. Een van die redes hoekom hulle so sterk was omdat hulle teen mekaar gestaan het, terwyl elkeen sy skild voor hom gehou het. Hulle was soos 'n muur waarteen die vyand homself vasgeloop het. Maar wanneer 1 of 2 soldate hulle plek verlaat het, was daar 'n gat in die muur en kon die vyand binnekom.
Paulus sê hier dat die kerk soos die Romeinse weermag is. Elke lidmaat moet op sy plek bly staan in ons stryd teen die Satan. Ons is nie alleen in hierdie stryd nie. Ons is hier om mekaar te ondersteun, mekaar op te help en mekaar te leer. Daarom is dit belangrik dat ons mekaar ken en dat ons met mekaar praat oor ons stryd teen die Satan en sy magte. Dit is waarom Paulus sê dat elkeen van ons sy wapenrusting moet aantrek. Ons trek die wapenrusting aan wanneer ons die voorregte van die evangelie vat en in ons lewe gebruik. Die wapenrusting bestaan uit dinge wat God vir ons uit genade gee. Kom ons kyk nou kortliks na die verskillende dele van die wapenrusting wat God ons gee. God se waarheid is die gordel om ons heupe. Die gordel hou die soldaat se wapenrusting bymekaar. As 'n soldaat nie 'n gordel het nie, val sy wapens op die grond. Net so hou die waarheid ons wapenrusting bymekaar. Die res van die wapenrusting, soos byvoorbeeld geloof, geregtigheid en verlossing, begin by die waarheid. Daarteenoor gebruik die Satan leuns om ons weg te trek van die evangelie. God se geregtigheid is die borsplaat. Die borsplaat beskerm die soldaat se organe, veral sy hart. Jou hart is 'n sagte teiken en die teiken word getref as jy begin twyfel of God jou werklik vrygespreek het van die straf op die sonde. God se versekering dat hy jou nie meer wil straf nie, werk soos 'n borsharnas wat jou hart beskerm. God maak ons bereid om die evangelie oral te verkondig. Daarom moet jy dit so skoene aan jou voete dra. Jy moet die evangelie oral saam met jou vat, na jou werk, huis, skool en ontspanning. Die geloof wat God ons gee is ons skild. Met sy skild keer 'n soldaat pyle wat hom seermaak. Swaar kry en teëspoed is soos pyle wat brand, en dit kan maak dat jy van God vergeet. Ook voorspoed kan 'n brandpyl wees wat ons van God kan laat vergeet. Daarom moet ons geloof as skild gebruik in tye van voorspoed en teëspoed. God se verlossing is die helm op jou kop. Die helm beskerm 'n soldaat se kop. Net so moet ons verstand beskerm met God se verlossing. As jy in jou verstand begin twyfel dat God jou verlos het, is jy dodelik gewond. Maar as jy verseker weet dat jy verlos is, dan sal jy nie daaroor wonder nie. God se aanvalswapen is die swaard van die Gees. Dit is God se woord. Wanneer jy die Bybel ken, kan jy die Satan dodelike wonde toedien. Lewe daarom naby God en sy woord. Trek dus die wapenrusting wat God jou gee aan. Gebruik die voorregte van die evangelie in jou lewe. Ons bevelvoerder, Jesus Christus, beveel ons om dit te doen. Nog 'n laaste opmerking. Paulus sê in vers 18 dat ons dit alles biddend moet doen. Moet nooit ophou bid nie. In ons stryd teen die bose bly ons van God afhanklik. Vra hom dat jy die voorreg van die evangelie in jou lewe sal gebruik. Bid dat jy wakker sal wees. Bid vir God se krag en bid vir sy leiding. En moenie net vir jouself bid nie, bid ook vir medegelowiges en die stryd wat hulle hier op aarde moet stry. Die lewe van 'n Christen is 'n geveg. Veg met mening saam met jou medegelowiges en veg soos oorwinnaars. Trek die wapenrusting aan en bly biddend op jou pos. Kom ons bid saam. Here, ons besef dat ons lewe hier op aarde nog 'n stryd is, maar dankie dat ons kan weet dat ons nie 'n verlore stryd stry nie. Dankie dat ons kan weet dat U alreeds die oorwinning behaal het en leer en lei ons om soos oorwinnaars te veg. Ons bid vir mekaar. Help ons om staande te bly. Ons bid vir medegelowiges wat deur moeilike beproewings gaan en daarin staande moet bly. Ons vra dat U hulle daarin sal dra. Ons bid vir ons polisie wat wet en orde moet handhaaf in ons land. Ons vra dat U vir hulle die wysheid sal gee in die besluite wat hulle neem en gee vir hulle die middele om ook hulle werk te kan doen. Ons bid hierdie dinge deur U groot genade alleen. Amen.